Ons gaan vanmôre kyk as nagmaal as belofte vervulling. Nou dit klink verskriklik, maar dit is nie so erg nie. Maar as ons praat van nagmaal as belofte vervulling, dan is daar 'n verwysing na Jeremia 31. Nou Jeremia 31 is nog 'n uitdagende gedeelte. Ons gaan hom nou saam lees, maar in hierdie gedeelte praat God van 'n nuwe verbond. Nou dit is dadelik waar ons amper stil staan, maar waaroor gaan hierdie nuwe verbond, en as God praat van 'n nuwe verbond, het hy dan sy gedagtes verander? Hoekom kom daar 'n nuwe verbond? Is dit wat hy sê, kan dit ongedaan gemaak word? So God het gesê, so sal dit wees. Nou na tyd het dinge verander, en dit wat God sê, geld nie meer nie. En dit is waaroor hierdie teks gaan vandag. 'n Nuwe verbond. God praat deur Jeremia, die profeet, en hierdie profeet bring dan hierdie boodskap van 'n nuwe verbond. Dit beteken die oue was verkeerd, is dit wat hy sê. Die ou verbond was verkeerd, daar word 'n nuwe een in die plek gestel van die ou verbond. Dis nie wat God sê nie. Onthou altyd as God met ons praat, nee, as God met ons besig is dit altyd vanuit 'n verhouding. God praat nie net hierso 'n stem in die duisternis en dan moet ons maar probeer luister. Hy praat met ons vanuit 'n verhouding. En vanuit hierdie verhouding verstaan ons wat hy sê. Hy bring sy leiding na ons toe. Hy wys vir ons hoe ons hom kan vertrou, hoe ons 'n pad saam met hom kan stap. En dit is presies wat met Israel gebeur het. God het Israel geroep. Hy het hulle as 'n volk gekies. Reg by Abraham, waar het begin het hy gesê, Abraham, jy sal die vader wees. En jou nageslag sal my volk wees. En God het hierdie pad met Israel gestap. Hy het hulle vir hom afgesonder. Hy het gesê, julle is myne. En in die Ou Testament sien ons so mooi hoe God dit beskryf. Dit is soos 'n huwelik, waar God na sy bruid toe kom en sê, maar ons is gebind, ons is saam. Ek is gebind aan julle, julle is gebind aan my. En tree vir tree, en dit was deur die woestyn, was moeilike tye, het God met sy volk gestap. Net hy het vir hulle gewys, dit is die pad wat ek vir julle wil hê. En hy het hulle uitgedaag, daarby Sinai het hy vir hulle die wet gegee. Dit is hoe julle moet lewe, dit is wat ek van julle verwag. En dan, hier in Jeremia 31, dan bring God iets anders. Hy bring iets anders vir sy volk. Hy praat van 'n nuwe verbond. En ons moet daarna kyk vanuit die verhoudingsperspektief, wat God met sy volk gehad het. Dis nie skielik hier ergens van nêrens kom hy en hy sê, hier is 'n nuwe verbond nie. Ons gaan nou kyk en sien, hoekom bring God 'n nuwe verbond? En wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit vir jou, dat God met 'n nuwe verbond na ons toe kan kom? So vanuit die verhouding waarin ons staan, wil ek hê ons moet na hierdie gedeelte gaan kyk. Ons staan in 'n verhouding met die lewende God. En wat beteken dit vir ons? Ons gaan twee gedeeltes na kyk. Die eerste een is Jeremia 31, vers 31 tot 33. As ons gou ons Bybels daar kan oopmaak. Jeremia 31, vers 31. Dis maklik om dit weer by die huis te gaan lees, né? Jeremia 31, vers 31. Onthou die agtergrond waarna ons gekyk het, God praat vanuit 'n verhoudingsperspektief met Israel. En daarom kom hy deur Jeremia, onthou die volk is nog in ballingskap. Hulle het gesondig teen die Here, hulle het ander gode begin aanbid, hulle het hulle rug gedraai op God, hulle is in ballingskap, en dan kom hierdie woord na hulle, Jeremia 31 vers 31, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat het en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek, al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes
vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. So spreek die Here. Spreek hy deur Jeremia en vandag hoor ons hierdie getuienis deur die Heilige Gees. Nou die tweede gedeelte wat ek wil lees is 1 Korintiërs hoofstuk 11. 1 Korintiërs hoofstuk 11. 1 Korintiërs 11 van vers 23 af. Paulus praat hier so, hy sê, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Vers 25, net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Kan jy sien hoe die lyne by mekaar kom? Jeremia praat met Israel wat nog in ballingskap is en hy sê, daar kom 'n nuwe verbond, God gaan 'n nuwe verbond in die toekoms instel. En dan lees ons hier, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Hoe die Ou Testament en die Nuwe Testament by mekaar kom. Hoe God sy woord bevestig deur Jesus Christus. Jesus wat die woord genoem word in Johannes. Deur sy lewe, deur sy sterwe, kom Jesus en bevestig God se beloftes. Vestig weer vir ons hierdie nuwe verbond. Maar die vraag is, hoekom 'n nuwe verbond? Hoekom is 'n nuwe verbond nodig? Israel was die ontvanger van die eerste verbond. God het met hulle verbond gesluit en sê, maar ek sal julle God wees en dit is hoe julle moet lewe. Hy het vir hulle die wet gegee, daar by die berg Sinaï. Maar Israel het die verbond verbreek. Hulle deel wat hulle moes nakom, het hulle verbreek. Hulle het dit nie gedoen nie, maar die Here, soos ons ook lees in Jeremia 31, die Here sê, maar ek was getrou. Maar Israel het hulle rug op die Here gedraai. Hulle het die verbond verbreek. Hulle was nie in staat, en voordat ons nou Israel oordeel, hoor mooi, hulle was nie in staat om die wet van die Here te hou nie. Die wet wat God by Sinaï vir hulle gegee het. Hulle was nie in staat om daai lewe te lei nie. Om so heilig vir God te wees nie. En dit wys na ons toe. Want soos Israel dit ook nie kan doen nie, kan ons dit ook nie doen nie. Ek kan nie in myself lewe soos God wil hê ek moet lewe nie. En daarom sê ek, ons moenie Israel oordeel nie. Maar ons moet onsself in hulle skoene gaan sit en sê, maar hulle het probeer. Maar hulle het nie geslaag. En God bring dan 'n nuwe verbond. En dis nie dat hy gesê het, maar nou weet ek nou nie meer wat om te doen nie, want dit wat ek beplan het, werk nou nie meer lekker vir hulle nie, want kyk hoe lyk Israel. Hulle aanbid ander gode. Nee, God moet ons wys die realiteit. En die realiteit is, laat nie een van ons in onsself heilig voor God kan leef nie. Israel kon dit nie doen nie. Hulle het so naby aan die Vader geleef. Hulle het die tempel gehad. Hulle het die profete gehad. En dan gaan hulle eie pad. En so openbaar God aan ons nood, ons situasie. En dis hoekom hy sê, maar ek bring 'n nuwe verbond. Dis nie dat God omkant gevang was, nou wat gaan ek doen nie. Hy stel dit vir ons duidelik, dat ons kan verstaan. Duisende jare na is, en dat ons vandag 'n keuse kan maak, dat ons die verbond kan ontvang. En dis hoekom hy sê,
Die eerste verbond was op tablette geskryf, maar die nuwe verbond word op harte geskryf, word in gedagtes vasgelê. Want sodoende word die nuwe verbond nie deur die wet beheers nie. En dit is vir ons so belangrik om dit te besef vandag, want dis hoekom ons vier wat Christus vir ons gedoen het, dat hy gesterf het, dat hy moes gesterf het in ons plek, want anders sou ons dit nie kon gedoen het nie. Anders sou ons nie vandag hier gesit het nie, anders sou ons nie die Here kon aanbid het nie, want hoe kan ek dit doen? Want ek ken hom nie, ek kan nie tot hom nader nie, want ek is 'n sondaar. Maar die wet beheers nie meer die verbond nie. Dis op ons harte geskryf. En ons gaan daarby kom, wat beteken dit? En dan daai finale uitspraak wat die Here maak. Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. En hoor dit vanmôre, hoe die Here dit vir jou sê. In hierdie nuwe verbond sal ek jou God wees, en jy sal my kind wees, soos ons nou oor gepraat. En dit is ons realiteit. So wat is ons konklusie? God stel 'n nuwe verbond aan ons. In vergelyking met die Sinai gebeure is dit 'n nuwe verbond. Sinai was die wet kom, ons kan nie die wet hou nie. Dis 'n nuwe verbond, maar in terme van die verbond met Abraham, waar Israel begin het, is dit nie 'n nuwe verbond nie. Dis 'n uitbouing van daai verbond wat God met Abraham gesluit het. En dan, soos ons gelees het, God spreek en dan duisende jare later kom Jesus, die Seun van God, en hy maak hierdie verbond, dit wat gespreek was, wat duisende jare terug gespreek was, kom Jesus en hy maak dit 'n werklikheid. Die verbond word 'n werklikheid. Dit word 'n werklikheid vir Israel. En dit word vandag 'n werklikheid vir ons. En dis waar ek hierdie vraag wil vra, is hierdie verbond soos ons hom lees in Jeremia 31, is hierdie verbond vandag 'n werklikheid in jou lewe? Is dit net 'n gedagte? Is dit net iets moois? Of is dit 'n werklikheid? Het jy al by die punt gekom dat jy met die Here kan saamstem dat dit vir jou onmoontlik is om die Here te dien? Dat dit vir jou onmoontlik is om sy wet te hou? Dat dit vir jou onmoontlik is om te doen dit wat hy van jou vra? Het jy al by die punt gekom dat jy besef, maar ek struikel, ek val, ek is nie goed genoeg nie, ek het hierdie sondelas, alles wat ek teen die Here se wil gedoen het, kom rus op my, ek staan skuldig voor God. Kan jy soos Israel sê, maar ek het die verbond wat God gemaak het verbreek, want ek kon dit nie in myself gehou het nie. As ons dit sê, dan kom daai waarheid, God bly getrou. God bly getrou. So as ons by 'n punt kom wat ons sê, maar Here, U is getrou, maar ek het geval, ek is sondig, Here, ek het verkeerd gepraat, ek het verkeerd opgetree, ek het verkeerd gedink, ek het teen U gedraai. Here, ek wou, maar ek het geval. Waar laat dit ons? Beteken dit nou dat die Here sy rug op ons gaan draai en sê, gaan weg van my, jou sondaar? Nee, dis nie waaroor die verbond gaan nie. Hierdie nuwe verbond, in hierdie verstaan van ons situasie, daar kom 'n punt wat ons net nederig tot die Here roep, waar ons sê, maar ek kan nie. Here, in myself kan ek nie. Ek probeer, maar ek val. En dan kom die Here. En soos ons gelees het hier in 1 Korintiërs, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Wie is hier aan die woord? Dis Jesus. Jesus, die Seun van God.
En soos ek reeds gesê, dit was daai aand voor sy kruisiging, voordat sy eie disipel hom verloon het. Daai aand sê hy, dit is 'n nuwe verbond wat beseël is deur my bloed. En ek met daai sondelas in my, ek met daai wete van ek is nie goed genoeg nie. Hoe kan ek by die Here uitkom? Hoe kan ek die Here dien? Hoe kan ek seker wees ek is sy kind, soos ons nou nog gesê het? Dan kom Jesus en hy sê hierdie woorde: die nuwe verbond deur my bloed. So mooi, Jesus vat sy gesprek met sy disippels en hy trek Jeremia 31 en hy sê, maar dit is wat ek jou bied. En so bevestig hy vir ons die verbond. So word hierdie verbond vir ons 'n realiteit. Jeremia het dit aangekondig duisende jare terug. En vandag staan ons hier en ons sê, maar nou ontvang dit. Iets om te besef, die wet op klip, tablette staan buite die mens. Daai wet van Sinaï staan buite die mens. En dit kla ons aan. Maar hierdie nuwe verbond in Christus, dit is so mooi, want slegs deur Jesus se bloed, slegs deur hom wat alles opgeoffer het vir ons, daardeur kom die verander. Daardeur kom die verlossing. Dis nie hierdie aanklag en ek probeer om hierdie wet stil te maak om reg te lewe en ek sit alles in en ek werk hard en ek voel ek val en my sondelas raak net groter en groter, maar Christus kom en hy vat deur sy bloed, vat hy my sonde op hom en die verandering kom en ek word kind van God. Hoor jy dit? Deur die bloed van Jesus word jy kind van God. Daar is nie meer aanklagte wat teen ons staan nie. Ons weet nou hoe om volgens die wil van God te leef. Hoekom? Want as ek aan Christus behoort, kry ek die Gees, en as ek die Gees het, dan openbaar die Gees Christus aan my, sy woorde aan my. Kry ek die krag van die Gees om te lewe soos God wil hê ek moet leef. Sien jy die verandering? Die wet, ek moet die wet probeer nakom. Aan die ander kant, die nuwe verbond, Jesus Christus. Ek word weergebore. Hoe word ons weergebore? Wanneer gebeur dit? Hoe dit vir jou gebeur? Wat het jy gedoen dat dit moet gebeur? Niks. Maar dit het met ons gebeur. Deur Christus word ons nuut gebore, kry ons die Gees van God. En daarom kan ons vanmôre sê, ek weet verseker, sy woord, sy wil, sy wet is op my hart geskryf. Want ek behoort nou aan die Here. Ek kan sê ek weet, want dit is my verstand. Ek kan nou gaan leef, ek kan gaan doen dit wat God vir my vra. En dis die nuwe verbond. En dit is hoekom ons opgewonde moet raak. Dis hoekom ons nagmaal vier, want ons word herinner aan hierdie nuwe verbond. Net om af te sluit, Romeine 8 vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Daar is dus nou geen veroordeling. Die verhouding is herstel. Ons is kinders van God en ons sal sy kinders wees vir ewig. Dis die nuwe verbond. Dis ons verbond en dis ons lewe. Nou gebruik vandag nagmaal as 'n bevestiging. Gebruik die nagmaal vandag as 'n bevestiging van ek staan in die nuwe verbond deur die bloed van Christus. Gebruik nagmaal as 'n keuse. Ek kies vandag weer eens, miskien vir die eerste keer, ek kies Jesus. Want ek wil kind van God wees. En slegs deur sy bloed kan ek kind van God wees. Gebruik vandag nagmaal as 'n antwoord op God se spreuke met jou. Mag jy hoor wat hy sê, mag jy glo wat hy sê, en mag jy waarlik vrygespreek is, en 'n lewe hê saam met die lewende God. Amen. Kom ons bid saam.